En dan kan julle ook julle Bybels blaai na Romeine toe. Romeine 1. Ons gaan lees Romeine 1 van vers 18 af. Gaan oor die verdorwenheid van die mens en hoe ons almal van nature is as ons God as skepper nie in erkentenis hou nie. Ons gaan van daar af dan nou werk om te sien wat gebeur, hoe is dit as ons nie God as skepper erken nie, maar uiteindelik dan kom ons by God wat ons uit hierdie verlos. En hierdie skepper is dan nou ons Vader. Kom ons lees Romeine 1 van vers 18 af. En die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word, in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle hart oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Want hulle wat die waarheid van God verhuil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het, bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Hulle wat die waarheid van God verhuil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het, bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, niesdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. En tot daar die Here se woord, dan fokus ons nou vanaand op Sondag 9 van die katekismus. Daar's net een vraagie en antwoord. En dit vra: wat glo jy as jy sê ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde? Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seun Christus my God en Vader is. Om hom vertrou ek so, dat ek nie daaraan twyfel dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my bes wil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan, en ook as 'n getroue Vader wil doen. Ons fokus dan op daai Sondag 9. As
So dis nou die eerste van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En daar's hope wat ons kan bely uit daar, net daardie een sinnetjie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Dis al God se eienskappe wat net in daardie sinnetjie uitkom. Dis menigte. As ons bely dat hy almagtig is, dan moet ons bely dat hy die enigste een is wat onafhanklik is van alles en dat alles anders afhanklik is van hom, want hy's die Skepper, die Almagtige. Dit beteken ook dat spasie hom nie kan bevat nie en daarom is hy alomteenwoordig. En as ons dit bely, moet ons ook bely dat hy ewig is, omdat niks op hom kan inwerk om hom te verander nie. Hy was nog altyd dieselfde, so hy moes nog altyd gewees het. So hy's ook onveranderlik. En dan moet ons bely dat hy perfek is in al sy eienskappe, want hy kan nie beter word nie. Hy's ryk in die rykste vorm. Hy's perfek. Maar al daardie eienskappe is nie die hoofgedagte van die katekismes hier nie. Dis ook nie is die hoofgedagte om net stil te staan by die feit dat God geskep het nie. Dat God die Vader die Skepper is nie. Toe ons nou by die drie-eenheid stil gestaan het ons gesien, dit is een van die groot funksies van die Vader in die drie-eenheid, hy is die Skepper, die oorsprong van alle dinge. Maar dis nie die hoofpunt hier van Sondag 9, 10 en 10 nie. Hier is iets anders wat onderstreep word. Die hoofgedagte is, hierdie almagtige Skepper God is my Vader. Hierdie almagtige Skepper God is my Vader. Nou om die volle betekenis daarvan te kry, moet ons sien hoe ons van nature, hier uit Romeine 1, teenoor hierdie almagtige Skepper God staan. Wat ons doen van nature teenoor hierdie God en wat die gevolge daarvan is. So Romeine 1 gaan oor die effek en die gevolg van die verwerping van God se algemene openbaring, dis juist dan nou die heidene wat daarin voortgaan. Wat gebeur as jy God verwerp as die enigste Skepper God, jy leef onder sy toren in hierdie lewe en die een wat kom. En hier is deel van Paulus se hele argument om te sê, ons is van nature verdorwe. Ons is sondaars, ons is net soos hulle. Ons is verwerpers van die werklikheid van God en dis nie maar net sommer so nie, die mens bring dit oor homself. Ons is in hierdie groot gemors, dis ons. Die wet is in ons DNS ingeskryf en ons verwerp dit. Ons is van nature kinders van die toorn, kinders van God se oordeel, onder sy oordeel. En dis almal. Heiden, ja, wat hier bespreek word in Romeine 1, maar Jood ook. Want Paulus wys nou hulle paar goed van die heidene, maar dan sê hy later, die Jode is presies so. Daar in hoofstuk 2 vers 1. Daarom is jy 'n mens wat oordeel, wie ook mag wees, sonder verontskuldiging. Want waarin jy 'n ander oordeel, oordeel jy jouself. Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. Die Jode sê kon sê, ja, nee, ons is daarom nie so nie. Ons verwerp dan nie, daarom nie God as Skepper nie. Maar sê Paulus, nee, julle doen presies dieselfde. Uiteindelik sê hy, kyk, ons almal, kop vir kop, is van nature so verdorwe dat daar nie een is wat goed doen nie. Nou Romeine 3, daar's niemand regverdig nie, selfs nie. En daar's niemand wat God soek nie, wat van nature God in erkentenis hou nie. En dis voordat nou alles begin. Ons wil nie God, die Skepper, ons eie maker, wil ons nie in erkentenis hou nie. Ons wil nie Sondag 9 bely, ons wil nie God ken as Skepper en onderhouer nie. Van nature haat ons daai feit. Van nature haat ons die feit dat elke blaartjie en elke sekonde wat verbygaan jou konfronteer met God self. En dit sê, God is jou basiese omgewing.
Ons gaan vanuit dit vanaand net eers stil staan by wat dit beteken vir die ongelowige, maar ook sodat ons kan sien wat beteken dit vir die gelowige. Dat hierdie God wat ons in erkentenis moet hou, wat ons nie doen nie, dat hy ons Vader is nou. Wat beteken dit vir die gelowige? So van vers 18 af sê Romeine 1, God kan in die skepping van die wêreld duidelik gesien en geken word as die skepper en onderhouer van alle dinge, maar ongelowiges onderdruk daardie waarheid. Romeine 1 vers 18 en 19 sê, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word, in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Dit sê algemene openbaring, daar's openbaring in hulle harte, en net in wie hulle is as mense. Hulle is geskep na God se beeld en daarom het hulle hierdie openbaring in hulle self. Hulle weet dit. Maar hulle haat hierdie werklikheid en daarom onderdruk hulle dit. Hulle het die waarheid van God verruil vir die leuen en die skepsel vereer en gedien en bo die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid, sê vers 25. So hierdie duidelike openbaring, so vers 20 sê ook die onsigbare dinge van God kan van die skepping van die wêreld af gesien word in sy werke. Dit is duidelik, naamlik sy ewige krag en goddelikheid. In alles wat hy doen, is dit baie duidelik. En dan nog, alle mense is gemaak na sy beeld, dis in hulle geopenbaar. Maar nou wil ons nie dit hê nie. Ons wil nie die skepper eer en dien. Ons wil die skepsel eer en dien. Ons sal van nature eerder 'n blaar aanbid, voordat ons erken dat God die skepper is van alle dinge. Nou as God die skepper en onderhouer van alles is, en dat hy hierdie openbaring van homself in alle mense gee, en in sy hele skepping gee, en hy is nie net die een wat dit gemaak het, soos 'n horlosie en daar gelos het nie, hy onderhou dit elke dag, soos Psalm 19 sê, elke dag stort vir die volgende dag 'n boodskap uit, elke sekonde wat aangaan is God wat homself openbaar. As dit waar is, dan beteken dit God is die een wat alle werklikheid bepaal. In 'n sekere sin kan ons sê, God is die werklikheid en daar is geen werklikheid buite hom nie. En dis nie om te sê God is die skepping nie, maar alles wat is direk as gevolg van hom. Hy is die enigste werklikheid wat daar kan wees. En alles wat dan is as gevolg van hom, sê, hy is die werklikheid wat daar is. Elke liewe feit wat daar kan wees, het God bepaal as werklikheid. En daarom getuig elke feit wat daar is, dat hy werklikheid is. So dit sê elke feit van die lig is blou, tot 1 + 1 is 2, tot Suid-Afrika se ekonomie is swak, tot diefstal is werklikheid. Dit konfronteer jou net deur die feit te sien, met 'n allesomvattende werklikheid. God is die skepper en onderhouer van dit alles. Daar kan geen waarheid wees as die skepper en onderhouer van alle dinge dit nie so bepaal nie. Sonder die skepper en onderhouer van alle dinge is daar geen manier om waarheid te bepaal nie. So as iets net is, dan sê dit die God van hemel en aarde het dit so gemaak. Iets kan net wees omdat God almagtig, die skepper van hemel en aarde, dit so laat wees het. Uit hom en deur hom is alle dinge. Alles wat is in verhouding tot hom. En daarom ook is niks neutraal nie. Daar's geen vierkante millimeter wat neutrale grondgebied is nie. Elke feit het 'n doel, want alles is nie net uit en deur hom nie, maar alles is ook tot hom, sê Romeine 11 vers 36. Alles wat is gerig tot God se heerlikheid. God is onafhanklik van die werklikheid,
maar die hele werklikheid hang aan sy voorsienigheid, sy soewereiniteit, waarby Sondag 10 gaan uitkom. Die ongelowige ook. Hy's absoluut soewerein, in totale vrymag. Hy kan doen wat hy wil, en hy doen wat hy wil. Alles hang aan net sy bevel. Hy werk alles volgens die raad van sy wil, sê Efesiërs 1:11. En soos Jesus sê in Matteus 10:29, word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Alles. Tot die hare op jou kop is uit en deur en tot hom. Of so Spreuke 21:1 sê, die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstrome, hy lei dit waarin hy wil. Alles, daar's niks wat neutraal gebeur hier nie. Van die kleinste haartjie tot die magtigste man op aarde, of dit nou Trump of Putin of wie ook al is, Ramaphosa ook, is koning se hart is in die hand van die Here. Hy lei dit waarin hy wil. As dit waar is, en dit is, dan sê dit, elke sekonde van elke dag konfronteer jou met God self. Dit sê God is jou basiese omgewing. Jou, soos waar ek daai woorde kry, dis in Engels, jou basic environment. Hy is die werklikheid. Nie soos die horlosiemaker wat die wêreld net mooi in mekaar gesit het en aan een kant gelos het dat dit aangaan nie. Hy is die skepper en die onderhouer. Elke feit wat jy ooit kan teëkom is God wat jou in die oë kyk. En die ongelowige staan voor daardie werklikheid elke sekonde van elke dag. In hierdie openbaring in die skepping, en soos ek net nou gesê het, die ongelowige is nog daarbey in God se beeld geskep. Hy is 'n mens. Hy sit met hierdie kennis in hom ingeopenbaar. Dis deel van sy DNA, sy DNA. Hy kan dit nie ontvlug nie. En dan leef hy nog in God se wêreld. Hy haal suurstofasem wat hy nie gemaak het nie, en hy vertrou op gravitasie wat hy nie in beheer is van nie, en hy glo dat 1 + 1 môre nog steeds 2 sal wees. Maar hy weier om hierdie God te aanbid. Hy staan op 'n treinspoor, en daar's hierdie massiewe tekens wat flikker, wat sê die trein is op pad. En die trein se lig skyn direk op hom. Hy staan op die treinspoor en die trein se lig skyn op hom. En die trein blaas die alarm en dit waarsku hom. Die mense langs die pad skree vir hom. En hy voel hoe die grond begin bewe onder sy voete. Maar hy druk sy ore toe en hy sê, ek sien dit nie. Dis nie waar nie. Soos vers 28 sê, hy ag dit nie die moeite werd nie. Sien dit nie as gepas om God te ken nie, of om hom in erkentenis te hou nie. Hy ignoreer die werklikheid. Die God van hierdie wêreld, Satan, het sy sinne verblind, sy verstand verblind, sê 2 Korintiërs 4:4. So hy staan met sy oë gerig op die son, die hele dag, en hy begin blaase brand. En in sy dwaasheid brand die son sy oë uit, dat hy dan sê, dis verskriklik donker. Die ongelowige weier om die Skepper God in erkentenis te hou. En natuurlik, gelowiges
val nog steeds baie keer in hierdie sonde, partykeer sonder dat ons dit agterkom. Dat ons die werklikheid van God as skepper en onderhouer ignoreer, dat hy ons basiese omgewing is. Ons gaan net aan met ons lewe asof God net een domein het, en ek kan maar in my eie domein voortgaan, daai ou kan in sy eie domein met sy wet voortgaan. Uiteindelik nie 'n sê wat ek doen by die werk en hoe ek kuier by die braai nie. Dis om God nie te erken nie, om as my basiese omgewing uit te stoot, maak asof hy nie daar is. En daar's 'n hele lys sondes wat ons nou, as praktiese implikasies hiervan kan lys. En al daai sondes van vers 29 tot 32. As jy die werklikheid van God verwerp, gaan jy uiteindelik onlogies optree. Jy gaan oorgegee word aan 'n slegte gesindheid. Daai gesindheid is jou gedagtes, jou verstand. 'n Verstand wat nie meer werk nie. Want jou verstand gaan net nie die werklikheid reg kan interpreteer nie. Jy lewe in God se wêreld, maar jy haat daai waarheid. Die mees basiese kennis is die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Hy's die skepper. Dis die mees basiese kennis. As jy dit verwerp, is die logiese gevolg, jou brein gaan breek. En God gaan jou daarin oorgee, in 'n gebreekte brein, wat nou verder gaan werk in sonde van anti-werklikheid. En daarom gaan jy oorgegee word in daai lys sondes van ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug ensovoorts, uitvinders van slegte dinge, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Dis alles wat uitkom as jy nie leef met God as jou omgewing nie. As jy nie leef voor God se aangesig nie. En dis alles sondes wat nie klop met die werklikheid nie. Dis onlogies, want dit skree teen die werklikheid in. Soos om trots en grootpraterig te wees. Is om teen die werklikheid te wees. Teen dat God my gemaak het as 'n skepsel. Om onversoenlik te wees, is om die realiteit van God se versoening te ignoreer. Of, wat baie duidelik uitkom in Romeine 1, is die onlogiese gedrag van homoseksualiteit. Dis oorgee in mense wie se breins gebreek is. Wokeness gaan teen die werklikheid in, is onlogies en onverdedigbaar binne in God se werklikheid in sy wêreld. Maar wat so goed is hiervan? Elke sisteem en uitvindsel en stad en nuwe idee wat nie God as skepper in erkentenis hou nie, maak nie saak hoe goed dit lyk nie, sal nooit finale werklikheid wees nie. Dit kan nie. Dit is per definisie 'n mislukking. Dit gaan in duie stort. Is anti-werklikheid teen God die skepper en onderhouer. En dit is regtig so goed om te bely. Veral nou dat ons nie meer so is soos wat ons was nie. Ons kan uitsien na daardie dag wokeness gaan in duie stort. Dit gaan. Dis onvermydelik. Daar's geen leuen wat ooit die volle werklikheid kan opneem nie, want hierdie is God se wêreld. Hierdie is ons almal se groot probleem. Ons ignoreer die werklikheid van God. Ons ken hom nie reg nie, ons lewe weg van hom af. En dan van nature maak ons allerlei planne om die skuldgevoel daarvan weg te vat. Ongelowiges weet, hulle ken God, maar hulle wil hom nie erken as God nie, hulle wil hom nie dank en prys vir wie hy is nie, hulle onderdruk daai waarheid, hulle weet dat God hulle basiese omgewing is, en dat hulle omgewing hulle ongemaklik maak, en daarom sal ons van nature allerlei maniere uitdink om dit so goed as moontlik toe te smeer, om
die groot probleem weg te draai, die aandag weg te draai van die groot probleem af. Byvoorbeeld, as ons net die omstandighede beter maak, dan sal dinge beter wees. So net, as ons armoede se oplossing is maar net dit beveg. Dan kom ons by allerlei snaakse idees uit, soos sosiale geregtigheid ensovoorts. Ons net die omstandighede beter maak, dan gaan die samelewing beter wees. Of selfbeeld is die groot probleem. Dis nie eintlik sonde nie. Dis nie dat ek die Skepper nie in erkenning volhou nie. Dis selfbeeld is die groot probleem. Ons dink nie genoeg van onsself nie. Ons gooi God uit die prentjie uit. So iewers moet ons nou waarde kry. So ek gaan nou begin dink aan myself as waardevol en dan gaan ek die probleem oplos. Ons probeer die werklikheid van God uit van hierdie wêreld wat oordeel dit wegdiagnoseer met al wat 'n kondisie is om uiteindelik sonde weg te praat sodat ons kan beter slaap in die aande. Soos dronkenskap dit moet 'n kondisie wees, want ek wil nie hierdie feit voor my hou nie. Met elke slukkie is God voor my. So ek redeneer dit weg. Dis nie dronkenskap nie, dis alkoholisme, dis 'n kondisie. Alles wat ons doen is wat die wêreld besig is mee is om sodat ons net gemakliker hel toe kan ry. Ek gaan lekker gemaklik op die blou trein met geld in my sak en vroue aan my sy en klassieke musiek in die agtergrond reguit in die hel inry. Ons moet onsself hiermee konfronteer. Die Here doen. Hy konfronteer ons hiermee. Om verstaan, God is my basiese omgewing. En net 'n paar implikasies. As die taxi voor my inry, is dit nie my omstandighede wat my beheer dat ek vloek nie. God het daardie werklikheid bepaal. As ek kwaad is vir die robot wat stikkend is vandag as ek laat is ek eintlik kwaad vir God, wat dit durf waag het om nie alles te beheer soos ek wil nie. As ek nors by die huis kom na 'n lang en irriterende dag en ek sê vir my vrou dalk, ek's nie kwaad vir jou nie, ek's kwaad vir die situasie. Vir die omstandighede. Vir wie is ek nou eintlik kwaad? God is my basiese omgewing. As God iets oor my bring wat ek nie verstaan nie en verskriklik pyn dalk bring, dan moet ek verstaan hy is die een wat in sy voorsienigheid dit bepaal en hy konfronteer my met homself. Ons het vir ons kinders inskerp. As ek nooit my kind konfronteer met die werklikheid van God voor wie ons leef nie, en ek probeer sy gedrag net verander met 'n lekkertjie as hy mooi soet is, dan maak ek 'n fariseer groot, wat nie God in erkenning hou nie. As ek net met ongehoorsaamheid die omstandighede wil verander, en dink dit gaan gehoorsaamheid wek, dan maak ek iemand groot wat nie God in erkenning hou nie. Die feit van God is my omgewing, spreek direk jou hart aan. En dis waarby Paulus hier wil uitkom, hier heel aan die begin. Jy staan voor die Skepper van hemel en aarde. Ek's 'n sondaar voor die regverdige God. Ek moet daar wees sodat ek eintlik kan blaai daarna aan die einde van hoofstuk 3 toe. Ek's 'n sondaar wat verlossing nodig het. In Psalm 129 wat ons net nog gaan sing, sê Dawid, 'n gelowige, U sluit my in van agter en van voor en U hand lê op my.
En dit sê wat hierdie Romeine 1 ook sê, God is die werklikheid, so hy is my basiese omgewing. En ons weet, Dawid sê hierdie as troostvolle woorde waarby ons nou ook gaan uitkom, maar veronderstel gou Dawid is 'n ongelowige. Want dis net so waar. Hy sluit my in van voor en van agter. Sonder dat ek vir Christus het. Dit sê jy lewe in 'n vyhandige omgewing. Dis so ons almal van nature is. In 'n vyhandige omgewing. Alles is teen jou. Hy staan in alles onder oordeel. God is voor hom in die donker en in die lig, agter hom in die verste hoek van die aarde. Hy kan nie ontsnap uit die werklikheid van God nie, want God is die skepper en onderhouer van alle dinge. Uit hom, in hom lewe ons, beweeg ons, is ons. So die ongelowige skrik vir die kleinste geluitjies in die skepping, want dit skree in sy ore. Jy is teen die werklikheid. Die boom, die lig, die klippies op die pad is nie neutraal nie. Niks is neutraal nie, want alles is uit en deur en tot hom. Die ongelowige sit in geweldige angs as gevolg hiervan. Maar omdat sy sinne en sy verstand, sy gesindheid versleg en verblind is, kan hy nie verstaan hoekom dit so is nie. Hy is onseker oor alles, hy is ongemaklik, want God is sy omgewing. Maar, vir die gelowige is hierdie net so anders. Dis wat ons hier kan bely in Sondag 9. Almal wat hom aangeneem het, sê Johannes 1:12, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Hulle wat in Jesus glo. Hulle het mag gekry om kinders van God te word. Nie meer kinders van die toren nie. Kinders van God. Hierdie almagtige God, die skepper, is my Vader. My omgewing is nie meer vyhandig nie. Hy is my Vader. En dis alles ter wille van sy seun, sê die katekismus, as gevolg van of danksy sy seun se werk, sy werk daar aan die kruis en sy opstanding, is ek nie meer 'n kind van die toren, soos Efesiërs 2:3 sê nie, maar 'n kind van God. Van nature is ek presies soos hierdie ouens in Romeine 1, maar God sy dank, loof hom en hom alleen, dat hy sondaars aanneem as sy kinders. Dat ons nie meer onder oordeel is nie, onder sy swaar hand wat konstant druk nie, maar in God se huisgesin ingebring is, om al die seëninge daar te geniet tot sy eer. En as ek nou in Christus dit kan bely, dat God my Vader is ter wille van sy seun, dan wil ek weet dat God my omgewing is. As ek sondig, steeds, ek word gekonfronteer met die feit dat ek voor God se aangesig leef, maar omdat hy my Vader is, weet ek wat ek nou met my sonde moet doen, dat ek weer in 'n regte verhouding met hom kan leef. Ek moet na die een gaan wat hierdie herstelde verhouding moontlik gemaak het, na Jesus toe. Ek gaan bely my sonde voor hom en ek kry werklik vergifnis en ek kan weer met vreugde en die grootste troos sê, God sluit my in van voor en van agter en sy hand is op my, hy is my Vader. Ek wil nie vlug nie. Ek wil juis in sy arms in hardloop. Ek wil nie allerhande goed uitdink om dit te ignoreer nie. Ek wil in dit in hardloop, want hy is my Vader. En daarby dan, as hy my Vader is, weet ek dit alles nou wat oor my kom, my nie aanhelp hel toe nie.
maar dat hierdie Skepper God wat my Vader is, my onderhou. Hy sorg vir my. Hy bestuur nie net die skepping nie. Hy is regtig lief vir my as sy kind. Hierdie God van Romeine 1. Die God wat sondaars oorgee in hulle sonde omdat hulle hom nie in erkentenis hou nie en hulle in hierdie vyhandige omgewing dan sit. Hy is regtig lief vir my as sy kind. En hy gee vir my presies wat ek nodig het. Dis nie net daar's ons 500,000 van sy kinders hier in Suid-Afrika en hy gooi maar net die saad sodat daar val waar dit wil nie. Hierdie Skepper en onderhouer is in die details lief vir sy kinders. Op hom vertrou ek so dat ek nie twyfel of hy my met alles wat ek nodig het vir liggaam en siel sal versorg nie. Alles wat ek nodig het. En wie weet wat ek nodig het? Hy in sy perfekte wysheid weet hy presies wat ek nodig het. Ek weet verseker dat ek in Christus die Vader se kind is en hy gee wat goed is vir my, vir liggaam en siel, sonder om te verwyd. Mildelik. Katekismes gaan verder. Sê ek kan weet, omdat ek aangeneem is as kind van die Skepper en onderhouer in Jesus Christus as gevolg van sy werk, dat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, so Romeine 8 vers 28. Net soos wat alles gebeur in die gesig van die goddelose, die ongelowige, en niks neutraal is nie, is vir die gelowige nog meer, elke liewe probleem is nie net sommer en neutraal nie. God is in die probleem en hy weet presies wat hy doen. Alles is uit en deur en tot hom. Alles het 'n doel. Die boom wat groei en die kar ongeluk het 'n doel, want God is my omgewing. Alles het betekenis, al weet ek nie dadelik wat dit is nie. Ek weet net, ek is nie meer 'n vyand van my omgewing nie. Die siekte en die karongeluk en die kanker is nie meer oordeel nie. My Vader weet wat hy doen. Maak nie saak hoe dit lyk nie. Wat hy doen is altyd goed en altyd reg en altyd mooi. Is altyd ten goeie vir sy kerk, vir elkeen van sy kinders persoonlik en altyd tot God se eer. En daarom het die gelowige hoop. Ek leef nie meer in te vergeefsheid nie. Ek leef nie meer met, ag, dit is nou maar hoe dinge is, aanvaar dit nou maar, of dit nou 'n doel is of nie. Ek leef met 'n doel binne in God se wêreld, want hy is my skepper en onderhouer, en hy bepaal ook my doel. Wie ek is en wat ek moet doen. Hy sal al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my bes wil verander. Hy beskik dit, maar is altyd met 'n doel. Alle dinge is uit en deur en tot hom. Alle dinge dien sy doel wat hy daarvoor gee. En daarom is daai laaste sinnetjie van die katekismes so kosbaar. Omdat hy dit as 'n almagtige God kan en as 'n getroue Vader wil doen. Hy kan, maar hy wil ook. Vir my. Die katekismes is regtig baie persoonlik, vir my.
Dit beteken dat selfs sonde wat teen my gedoen word, sy doel dien. Soos Josef vir sy broers sê in Egipte, julle het wel kwaad in my bedink, maar God het dit in goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. En God het dit in goeie gedink is, God het dit haarfyn beplan, kunstig geweef in sy raad, ten goeie. Dit beteken dat my slegte besigheid, en die huis wat afbrand, en die kanker wat groei, en die kindjie wat ek verloor het, alles nie meer tot oordeel is nie. Is nie meer God wat my oorgee in ongeregtigheid nie. My skepper en onderhouer wat kan, en my goeie getroue Vader wat wil, sal alles tot sy eer en tot my beswil bestuur. So Sondag 1 ook sê, alles moet immers tot my saligheid dien. En as dit nie is soos by Josef, dat God besig is met iets wat ek dalk nie eens verstaan nie, is dit dat dalk sodat ek soos Paulus kan sê, ja, ons het al selfs by onsself die doodsvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Die lys wat hy gee in 2 Korintiërs 11 is, waardeur Paulus hulle is verskriklik. En sê hy, sodat is die doel, sodat ons nie op onsself sal vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Hierdie is net so belangrik, en daar's nog hoop, implikasies en voorbeelde wat ons kan uittrek om te sien wat dit presies beteken, prakties beteken dat God ons skepper en onderhouer is. Dis alles omvattend prakties. God is jou skepper en onderhouer, hy is jou atmosfeer, hy is jou basiese omgewing, hy sluit jou in, van voor en van agter. Amen.